Sy het so 'n sonskyn persoonlikheid soos die kleur wat sy aan het. Dit is heerlik om jou hier te jy helder letterlik alles op. Ag, dankie. Weet jy doen So dit? ek wil net dan meer tyd saam met julle spandeer. Dit is baie goed vir my gemoed, hoor. Maar kom gerus weer terug want weet jy ek het jou laas gesien by die onderneming van die jaar Ja. kompetisie. Nee, dit voel soos eeue gelede, maar ek onthou dat jy een van ons kykers se gunstelinge was. Jy was genomineer as een van die gunstelinge. Onthou jy nog dit? Nee, ek onthou dit verseker want ek was so verbaas. Ek sê dankie dat julle daarom so 'n bietjie van my hou en van my geselsies hou. En wat 'n groot voorreg. Mens verwag nooit 'n nominasie vir enigiets of 'n toekenning of ietsie, maar wanneer jy so 'n erkenning kry, dan sit jy, wow, okay, ons doen iets reg. En dit wat ek doen is 'n mal oor. So jy wil mos net met mense deel en jy weet ek hou baie van gesels. So die geselsgedeelte, dit het Daarmee gegaan. het jy nie 'n probleem nie. Oeps. Maar Lee, ek dink die uitsonderlike ding van die nominasie vir die onderneming van die jaar kompetisie gaste, dit het van ons kykers afgekom. Dit is nie ons klompie. Ons hou baie van jou, maar dit is nie ons klompie wat besluit het nie. So dit moet vir jou daar 'n pluimpie wees. Hoop so. Ja, groot, dis baie spesiaal en definitief 'n groot pluimpie. Was daar iets van die aand wat vir jou uitgestaan het behalwe nou die nominasie? Weet jy, dit het vir my gevoel daar is verskriklik baie moeite ingesit. Dit het so mooi gelyk en daar was sulke verskillende fasette. Dit was die musiek, die optredes en dan is dit nou die sakeondernemings en ons het baie lekker geëet ook natuurlik. En een van my gunsteling sakeondernemings wat ek nogal baie ondersteun en hulle ondersteun vir my ook baie, het ook toe 'n toekenning gewen. Ou Jakkals Vlei Wyn. Okay, jy's 'n groot ondersteuner. Ja. So wat vir my so lekker is van ons is die feit dat ek het nuwe ondernemings leer ken wat ek nie voorheen geken het nie. En so netwerk 'n mens en jy leer mense ken en jou oë gaan nogal 'n bietjie oop. En dit is wonderlik dat mense sulke goed raak sien. As jy sê jou oë gaan 'n bietjie oop waarvoor, net vir hoeveel entrepreneurskap en durf en data is of wat is dit? Ja, mense se goedspa as ek dit so kan stel. Ek weet vir groot ondernemings, klein ondernemings, dit is nie maklik nie. Maar die feit dat hulle mekaar ondersteun en die publiek ondersteun hulle en die feit dat hulle nie opgee nie. Jy weet jy gaan van krag tot krag, jy groei en dan word jy word genomineer vir 'n toekenning of jy wen die toekenning. So dit is ongelooflik. En dit is moeilik om 'n onderneming op die been te bring. Dis 'n tawe plek al buite. Maar jy sal weet want jy is eintlik ook maar jou eie onderneming, nee, en alles wat jy maar doen en waarby jy betrokke is, later gaan hulle ook bietjie gesels oor Lottoland. Gaan maar oor hoop hê en moed hou en aanhou. Ja. Nou hierdie jaar is die onderneming van die jaar kompetisie nou by die pragtige Nederburg landgoed. Dit weet ek is iewers in Oktober. Weet jy iets meer? Jy weet mos nou so als lyk dit. Hoe is dit? Jy vertel tog so graag. Wel, dit is my voorreg dat dit daar in die Kaap is in die Parel by Nederburg en dit is die 23ste Oktober. Ek weet nie heeltemal presies wat sal verrassings en sulke tipe dinge nie, maar ek gaan nou wees. Ja, so is definitief iets om nou uit te sien. Ja, hy's klaar gedagboek, hy's in die dagboek. Ek wil nou net vir sê ek hoop dit is in jou dagboek nie. Hoe's met potlood geskryf maar met pen en geonderstreep. Ja, so geomkring ook met highlighter en alles. Ja, nee, jy's 'n fees. Jy moet asseblief kom kuier weer, nee. Ons gaan nou verder gesels. Ek gesels verder met die pragtige Lia. Jou oë het so groot gerek toe jy daai groen russie sien. Was dit uit blydskap of uit vrees? Ek is baie mal oor brandkos, maar ek het die laaste ruk agtergekom dat my gestel is nie so mal daaroor. Ja, het aangestap. Maar wel lief voor. Lia, jy is verjaar nou weer by die op die fees lekker kuier in Benoni. Dit moes lekker gewees het want jy was laas jaar ook daar. So jy gaan nou terug hierdie jaar. Dit is my derde keer wat ek terug gaan en ek hoop nog steeds hier is die laaste keer nie. Dit is so 'n lekker fees. Weet jy stap op 'n verhoog en dit is asof hierdie mense jou net so ophef en daar's net 'n vibe en dit is so lekker. En ek sê altyd die lekkerste ding vir my om te doen met my klere aan is om te sing. So daar voel jy dit op by daai fees. En dit is so lekker dat hulle my teruggevra het. So weer eens dan voel dit jy hulle het van jou gehou en hulle het iets reg gedoen op die dag. So maar daai fees het omtrent gegroei, hoor. Ja. Want dit lyk vir my soos die who's van Suid-Afrikaanse kunstenaars wat daar gaan wees en Shane Engel is hier. Hy gaan later vir ons meer vertel daaroor, maar
Vir jou as kunstenaar moet dit ook so lekker wees as jy saam met sulke kaliber mense op die verhoog is. Ja, want as mens kyk na die line-up dan sê jy so, oh wow, Kyk, so hallo, ek is ek. ook daar, jy weet. Nee, dit is 'n fantastiese groep kunstenaars en hulle kies mooi, jy weet hulle kies reg, want dit is 'n lang dag en dit is ook 2 dae. So jy moet die gehoor letterlik van die begin tot die einde moet hulle kan aangryp. En iets wat ek ook nogal agtergekom het, ek het die vorige jare, ek het vroegerig begin en dan verwag jy self tog gaan nie so baie mense noodwendig wees nie, maar dit is nog die begin van die dag en almal staan nog op en eet breakfast en dan kom jy eers later. Maar laas jaar toe ek nou opgaan en dit was vroeg, ek dink ek was 2 op gewees. Toe sit daai veld amper vol en jy skrik aan van jouself boegla, want jy het nie so baie mense verwag nie. Jy gaan by die trappe op en jy sê, wow, okay, hier's baie mense. En dan weet jy deur die dag kom maar net nog en nog by. En dit raak dit al hoe lekkerder. Na jou mening, wat is die hoogtepunt van die line-up? Behalwe nou natuurlik jou optrede. Ja, so ek meen, ek sing lekker en ek hou 'n lekker show. Ek dink dit is maar net die feit dat na die tyd dan kan jy almal sien, die mense, hulle kom staan in 'n ry en hulle kom neem foto's saam met jou en dan sê hulle sê jy was so cool en dan voel jy so, yay! Is dit vir jou lekker as daar so 'n string bewonderaars staan en daai erkenning wat jy kry van mense? Is dit nie oorweldigend nie want jy het net 'n hele vertoning agter die rug nie. Jy vat so vinnige breekie, drink gou 'n slukkie water en sit gou weer 'n lippaasie aan. En soms kan dit nogal oorweldigend wees, maar dit is waardering. Die mense staan daar en hulle wag vir jou, partykeer vir langer as 'n uur en hulle wil sommer met jou 'n foto neem. So dit beteken vrek baie. So ek sal daar staan tot die laaste persoon 'n foto saam met my wil hê. En dis 'n familiefees, net om te bevestig, nee, dit is ouma, oupa, kinders, hond, kat ook dalk. Ja, en daar is dit is die rollercoasters en die Ferris wheels en die stalletjies en dis kos. As jy daar instap, is dit al hierdie reuke en dit voel soos hierdie groot kermis en almal kuier net lekker saam. So. Nou aangesien jy die fees nou so goed verkoop, sê gou vir ons as jy weet, kaartjies, weet jy waar dit beskikbaar is en hoe? Ja. Dit is by Ticket Pros en ek is die 10de Mei op en dan die Vrydag aan die 9de Mei is daar ook kunstenaars op. So julle beter nou wees by die Benoni sportgronde. Daar het julle dit nou gehoor, 10de en 9de en 10de Mei. 9de en 10de Mei. Julle mag dit nie misloop nie. Baie dankie dat jy kom kuier. My beurt om met die sonneblomkind van Jy lyk baie helder vandag. Ja nee, dis nog 'n geel rokkie hierdie. Dit is baie geel. Nee, maar dit pas jou, dit pas jou. Dankie. Jy het so weke wat terug is daar 'n nuwe enkelsnit bekendgestel. Yay. Hoe lekker is hy? Hy is baie lekker. Hy is die lekkerste lekker. As jy reken, hy is die lekkerste lekker. Ja, baie trots op hom. Het jy hom saam met iemand geskryf hoe dit aan mekaar gekom? So dit was letterlik die heel eerste liedjie wat ek self geskryf het en die selfvertroue gehad het om dit voor te lê aan die span en die label. Ja. En toe het hulle daarvan gehou en toe het ek saam met Roo Kloete en Dirk van die kerk gesit en toe het ons hom vervolmaak. Die prins van Potch, Roo Kloete. Telling you. Oulike seun. Ja. Maar die man, hy weet om saam te skaaf van 'n liedjie en om natuurlik self te skryf. Ja, nee, hy weet. Goeie idees. Ek voel, het jy hom al opgetree? Want dit is nou 'n week terug. Het jy hom al ergens gedoen? Ja, so 1 of 2 keer. Maar nog nie akoesties nie. Definitief nog nie akoesties nie. Maar gaan ons hom gooi. Dat is die eerste keer vir alles, nee. Kom ons probeer. Dames en here, die lekkerste lekker. Ons het 'n klein stukkie gras wat ons 'n tuin kan noem. En as ons kaal voet dans op 'n stukkie grond, weet ek dit maak nie saak waar ons onsself bevind. Dis die eenvoud saam wat dit laat maklik klink. Op die pad, in die stad, in die veld of in die mielieland. Gee ons 'n halwe kans om tussen sterre te dans tot ons omval. Ek samer lieg, ek samer jok as ek sê jy sê jy dien nie, ja ek lieg, ja ek jok as ek nie perfeksie sê nie, raak ek meer verlief. Nog 'n wyntjie asseblief, ek kan nie lieg, ek kan nie jok, ek kan myself verstop, ek kan nie lieg, kan nie jok, die lekkerste ding om te doen is te soen, 'n 12 uit 10 persoon, Soms is die laaste slukkie in die ou staankas. Daai slegte brandewyn, dis al wat pas. Ek weet dit maak nie saak wat al die ander dink. Want as ek en jy wat dit laat lekker klink op die pad,
in die stad, in die veld of in die Milaan. Gee ons 'n halwe kans om tussen sterre te dans tot ons omval. Ek sal met jok as ek sê jy's nie 'n tien nie, ja ek lieg. Ja ek jok as ek nie perfeksie sê nie, raak ek meer verlief. Nog 'n wyntjie asseblief. Ek kan nie lieg, ek kan nie jok nie, ek kan myself nie stop, ek kan nie lieg, kan nie jok. Die lekkerste ding om te doen is te soen, 'n 12 uit 10 tipe soen. 'n 12 uit 10 tipe soen, 'n 12 uit 10 tipe soen, 'n 12 uit 10 tipe soen. Lea, dis 'n hoë skoor daai, 12 uit 10. Ja, maar ons moet hoog. Vir dit is baie lekker hoor. Dit is die lekkerste lekker. Vlieg met die lugredery wat die nasie bymekaar bring. Vriende, familie en kollegas. Met meer vlugte, meer gereeld na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. Fly Safair, vir die liefde van vlieg. My beurt om met Lea te praat. So waaroor wil jy gesels? Ag, enigiets. Ek wonder of ons 'n bietjie moet gesels oor jou fantastiese danspassies. Sien, dit is eintlik. Dis eintlik waaroor ek wil gesels. Ek luister nou wat praat jy in my agbare kollega oor jou hoogtepunt van die aand van die onderneming van die jaar kompetisie. En dis nie wat jy vir my daai aand gesê het nie. Okay, maar dit is die afterparty, nê? O, dis die avond. Ja, jy kan hom dans, hoor. Dit kan 'n dit fees is wees. Maar jy so weet hulle sê lekker. in die hande van 'n meester. So sê hulle nee, solank die meester kan lei. Luister, jy is ook die aanbieder van Lottoland se Help 'n Dorp. Vertel eens weer, waaroor gaan dit? So Lottoland Help 'n Dorp, dis 'n program waar klein dorpies of eintlik enige dorp kan inskryf reg oor Suid-Afrika. Jy moet 'n projekplan voorstel. So jy moet nou kom met kwotasies en die geskiedenis van die dorp en dis nogal baie intricate. Jy moet nogal redelik baie moeite doen met daai inskrywing. So die mense van die dorp moet kom met hulle. So letterlik enigiemand van die dorp, dit hoef nie iemand spesifiek in die dorp te wees nie. Gewone mense wat net 'n verskil wil maak. Jy skryf 'n projekplan in, Lottoland kies dan die hoeveelheid dorpies en dan gaan besoek ons die dorpe en dan gee vir ons nou vir hulle die befondsing. Dis nou die groen koevert. En dan kyk ons hoe alles vorder en éventueel gaan ek nou weer terug om te sien wat hulle met die geld gemaak het. Maar hierdie seisoen, die 4de seisoen is ook klein bietjie anders. Ja, ek gaan jou nou vra vir Okay. Sê nou eers vir my Ek wil van weet hoeveel die ou reekse. Aha. Wat was daar wat vir jou uitgestaan het? Wat doen die mense tipies? Dan maak jy plek skoon en so aan. Baie skoonmaak, baie regmaak, maar dit is eintlik interessant, daar's baie verskillende goed. So, partykeer is die dorp se, dis die fondasies en alles is dis nog alright. Dis fyn. So hulle wil bietjie mooi maak en hulle wil mense trek na die dorpe toe. Dan sou weer ander dorpe wat regtig nou soos hulle moet regmaak en bou en of hulle moet afbreek of nuut maak. So ons het van publieke swembaddens gehad, ons het ook die skoonmaak aksies gehad. Ons het is skougronde wat hulle reggemaak het in Petersburg byvoorbeeld. So dit is regtig baie unieke projekte en as ons daar wegry dan sê ons wow, dit wys nie net eintlik wat gedoen kan word, maar geld is maar altyd die probleem. Jy het nou hoeveel reeks het jy al nog gedoen? So ons nou besig met die 4de. Met die 4de een. So jy het nou 'n paar van die goed. Het jy 'n soort van 'n gevoel van hoe gaan dit op die platteland? Gaan die platteland vooruit of agteruit? Wat is jou soort van gewaarwording? Okay, so eerlik die platteland gaan agteruit. Maar 'n baie groot maar. Daar is nog steeds verskriklik baie mense op die platteland wat glo in hulle dorpe en hulle is nog bereid om 'n verskil te maak. So daar wil ek sê die hoop veral met hierdie Lottoland Help 'n Dorp, nee, nou so 'n vlammetjie wat brand. En dit het nogal aangesteek as jy nou dink ons het ek moet net gou weer my calculations regkry. So ons het al oor die 40 dorpe gehelp. Wat? So as jy 40 dorpe in 'n land al kan ophelder en verbeter en die hoop daar net nog verbeter. I mean dan kan die vooruitgang gebeur. So daar is regtig treetjie vir treetjie gaan ons op 'n manier ook vooruit. Ek dink nie ek kan voor 40 dorpe se name
vir jou gee nie. Sê die Daar's so baie dorpe wat ek nog steeds nie ken nie. Ek het regtig nog gedink teen hierdie tyd, veral met die vertonings wat ek ook doen en die programme en destyds 'n boer soek 'n vrou het ons nou al deur elke liewe dorp van hierdie land gery, maar hier's baie. En dit is 'n mooi, ons het 'n baie mooi land. Ja. Jo. Die nuwe reeks wat jy nou gaan doen. Ek weet jy wil nou nie te veel weggaan, kan nou nie te veel. Maar daar is verskille, hè? Gee my, wat kan jy vir ons met ons deel? Okay, so hierdie seisoen is dit net 6 dorpe in plaas van 13. So elke dorpie kry 2 episodes. En waar dit gewoonlik net 1 episode was, ons het gegaan, geld oorhandig, hulle het gewerk agter die skerms. Hierdie keer is die werk nie net agter die skerms nie. So die span gaan weer terug in die middel om te kyk, jy weet, hoe gaan dit met die projekspanne? Jy weet, is daar enige probleme, is daar uitdagings en dit is nou so 'n bietjie daai grit wat hulle wat die agter die skerms gaan wys. So dit maak dit baie meer interessant dink ek ook, net om nou regtig te sien waardeur hierdie mense gaan, want elke keer as ons terug gaan na die dorpie toe, dan sal die projekleier sê, dit was nou ongelooflik, dit was so lekker, maar dit is nou so moeg, dit het niks geslaap nie. So dit is nou regtig om te sien waardeur hierdie mense regtig gaan. Wanneer begin dit? Ons saai uit in Junie, as ek dit nou nie mis het nie. So, ja. En as ek dit ook nie mis het nie, is Lottoland, is dit deel van het 'n benoeming gekry vir ontbytsake as 'n onderneming van die jaar. Ek het ook al laas jaar nog groenok gedra. So Lottoland se groen. Ja, ek wil nou net ons maar kyk daai aand, jy weet hoe dinge nou maar verloop daai aand. Jy moet net jou dansskoene aantrek. O nee, maar my dansskoene is altyd aan. Daar is jy toe aan nie. Het hierdie reeks invloed op jou persoonlike lewe gehad? Het dit vir jou iets beteken? Wel, dit het my baie weggevat van die huis af. Maar arme man. Maar weet jy, vir my dit het eintlik verskriklik baie beteken. Elke keer as jy by 'n dorp wegry, is jou siel is so gevoed. Jy raak so na aan die mense saam met wie jy werk en jy sien soos ek het baie gechunk ook op hierdie program. Dis regtig soos dit sit so hier en jy kan net nie glo hoe hierdie mense nog steeds gedetermineerd is in hulle dorpe nie. Ek meen daar is dorpe wat letterlik uitmekaar uitval. As jy dit gaan Google byvoorbeeld dan word dit gesê dat die dorp is nie meer funksioneel nie. Dan sal hulle nog steeds inskryf vir die program en hulle is bereid om dit reg te maak. So vir my is dit net die vlam, die hoop, die alles is net dit is daar. Ons Suid-Afrikaners is vrek resilient en ons gee nie op nie. Die wêreld moet oppas vir ons. Ten spyte van al die probleme wat Ten spyte van al die probleme. Wie is Lia by die huis? Wat doen jy om te ons? Kaalvoet, sweetpak, bolla op die kop. Ek hou van lees. Ek hou van slaap. Lees, slaap. Ek is baie lief vir lees. Ja, ek kan nogal 'n paar boeke vinnig klap. En dis net vir my lekker want dit voel vir my niks anders kan my aandag aftrek nie. Is net hierdie boek wat ek lees. Kyk jouself van goed, is mos altyd daar aan die TV. Ek kan nog steeds myself in my hand sit. Maar boek vat my net weg en ek maak al hierdie lekker prentjies in my kop. So ek's mal daaroor. En ek het 2 hondjies by die huis. Dis my volgende vraag. Ja. Wat se honde is dit? Muggie en Lila Jack Russells. Jack Russell. Ja, maar hulle is al 'n bietjie ouer, sy moet al gerus. Wat is hulle name? Muggie en Lila. Ons het ook twee, wat is die goed se naam? Nie Jack Russells nie, dis die Franse bulldog. Die een se naam is Ag moeder. Domkop en die ander se naam is Vetgat. Hey Jack, nou nee. Nee, sy naam. Goed, okay. En die derde se naam is Jakkels. Jakkels is sommer net so spesiaal. Jakkels klink baie spesiaal. Nee, die hondjies is ons kinders en ek probeer soveel tyd as wat ek kan met hulle spandeer en ons gaan vir stappies. Kyk, die enetjie stap nog baie stadig nou mee, maar dis okay. Ons vat hulle uit en. Jou man is nie 'n vermaaklikheidsbedryf nie en jy soos jy nou self genoem het, jy's baie keer baie weg. So hoe werk dit? Jy maak tyd. En wanneer jy by die huis is, maak jy kwaliteit uit. Dit is 'n verskriklike klise, maar en dit vat baie keer baie beplanning. So ons wil ook maar baie beplan en maak seker dat ek soveel tyd by die huis en dan moet ons iets lekker doen en ons tyd regtig saam mekaar spandeer. En dan baie keer dan gaan eet ons uit en dan sê ons dan vir mekaar, okay, kan ons op 'n beplan en hierdie oomblik geniet. So dit is maar skuur en skaaf, maar my man, ons is al baie lank saam en hy het van die regte wat ek geswat het na die teatergoed wat ek gedoen het, hy was saam met my deur alles. So hy het in 'n manier geweet waarvoor hy homself inlaat. Dink jy 100% nie, maar jy maak dit werk en ons kies mekaar. Hy is so cool ou. Hy is regtig cool. Ek het gehoor jy het nou begin hardloop. Oh my word. Ja, wat het jy al enige wedlope gehardloop? So ek het my eerste ene hoe ver was dit?
So my heel eerste langste verse wat ek gehardloop het, was 'n 15 gewees. Jou eerste een was 'n 15. Nie maar soos om nou toe wat ek nou oefen. Okay, ja. So maar ek is nie hardloper nie en ek het net gevoel ek is nog geïnspireer deur almal rondom my en al my vriende hardloop en ek voel jy weet ons mense ouer is ek ons mense wat gesondheidsprobleme het en sulke dinge en dan hoe kan ek ook hardloop hê? So ek wil net so enetjie doen en net wys my knie wil hê. So het jy nou ophou hardloop? Nee, ek gaan nie ophou nie. Het jy hardloop, het jy al 'n wedloop gehardloop? Dit kom nog. 21. Mens moet maar hou nou maar aan hardloop dat jy kan fiks word vir daai onderneming van die jaar, die aand, jy weet vir die afterparty. Right? Nee, daaroor is dit nie Ek gaan jou so dans- nie, maar hierdie gehardloop nee, dit Jy is gaan reg. jou dans en jou tong uithang. Oef, okay. So moet ek bang raak nou. Maar nee, ek weet vir my is fiksheid 'n groot ding. Jy moet gesond wees en jy moet sterk wees. En jy moet gelukkig wees in jou liggaam. En so ek het nou hierdie probeer, dit was nou my nuwe uitdaging. Ek kan definitief sê ek hou van die hardloop ding nie. Maar ek doen dit nou en mense moet mos nou my uitdagings aanvaar. Luister hierso. Ek het lekker saam met jou gekuier.